Almal wonder oor back and closure. Wat die regering nou doen, is dit genoeg? Is die enstowwe genoeg? Wie gaan daarvoor betaal? En wat lê vir Suid-Afrikaanse boere voor? Ek is Eileen Mokke en ek sit vandag hier saam met Dewald Olivier van RMIS en ons ontleed die werklike probleme, wat eers gedoen moet word en wat boere die meeste tans pla. Welkom Dewald. Eileen, goeiedag. Dewald, hoe dringend is die back and closure krisis op die oomblik? Word enstowwe vinnig genoeg uitgerol en hoe lyk die beheer tans? Kom ons begin by wie is RMIS. Ek dink dis belangrik en ek doen dit want elke keer kom die vraag op oor waar staan ons en ons hoor dat ons 'n verlengstuk is van die regering of ons is 'n verlengstuk van iets of iemand. So dis belangrik om te verstaan dat RMIS is 'n organisasie wat geskep is deur die produsente. En die produsente binne die waardeketting sluit in die rooi vleisprodusente, die voerkrale, die abattoirs en die opkomende boere. En in 2020 het hulle 'n organisasie of het hulle aansoek gedoen vir 'n nuwe statutêre heffing. En vanuit hierdie statutêre heffing uit het die Red Meat Industry Services ontstaan en ons is 'n diensverskaffer aan die hele waardeketting en 'n verteenwoordiger van die totale waardeketting. Ek sou sê bo die lyn na regering toe en na rolspelers binne die bedryf waar die hele waardeketting verteenwoordig is. Net om klaarheid te gee waar byvoorbeeld daar gepraat word oor die boere of met die boere, sal die RPO die gesprekspunt wees of die kommunikasie of die spreekbuis wees. As ons praat met voerkrale, is dit die voerkraalvereniging en dis meer. Maar as ons hele waardeketting praat, is dit RMIS. Goed, so vanuit daai oogpunt of standpunt uit. Die huidige back and close situasie was al kritiek gewees, ek wil sê in 2019 toe dit begin het. Dis steeds kritiek en ek dink die strategie wat ons volg is die regte strategie. Die belangrikheid is natuurlik om so vinnig as moontlik uit te rol. En ek dink dis die groot haakplek op hierdie stadium is die spoed waarmee dit uitgerol word, die strategie. Maar is dit die regte strategie? 100%. Ek dink toe die besluit gemaak is om die hele land te end. Ek dink daar is daarna verwys en ek dink oom Nick Serfontein het spesifiek verwys het gesê dis 'n baie dapper besluit wat gemaak is. Ja. Die feit is dit gaan nie maklik wees nie en ons het gesien tot nou toe dat dit nie maklik is nie. Maar dit was 100% die regte besluit wat gemaak is. Dewald, ek gaan jou nou hier aanhaal. Jy het dit al van tevore gesê. Jy het gesê we're in it for the long run. Wat beteken dit om lank saam met hierdie siekte te leef? Kyk, back and closure is hier om te bly. Ek dink ons het dit baie lank al uit die aard van die saak omdat die buffels is die verlang al back and closure in ons land. En ons gaan nie noodwendig op 'n punt kom wat ons back and closure oplos en uitwis en uit die land uit kry soos wat ander lande kan doen in Europa spesifiek nie. Die feit soos ek noem dat die buffels is, die feit dat ons grense het wat daar kan diere deurbeweeg wat ons elke dag sien daar kom diere deur, beteken dat ons stelsels en sisteme in plek moet sit om die siekte te bestuur en seker te maak dat ons onsself beskerm as 'n industrie. So dit is nie, ons gaan ons vingers klap en oor 10 jaar van nou af is alles weg en skoon nie. Dit gaan definitief wees dat ons sekere goed moet doen op 'n sekere manier om nie net plaaslik nie, maar ook internasionale verbruikers van ons produk gerus te stel en natuurlik die res van die land te beskerm om nooit weer, maar hopelik nooit weer in 'n situasie te wees waar ons nou is. Nie net oor die hantering nie, maar die verspreiding van die siekte, spesifiek back and claw in ons hele land. Wat gaan Dr. Grietjie de Klerk se aanstelling werklik tot die tafel toe bring? Goed, ja, ek dink ons moet net eers staan by wie is Grietjie. Ja. So Grietjie is 'n spesialis veearts. Sy is 'n epidemioloog en sy verstaan die werking van die verspreiding van die siekte in spesifieke areas. En Grietjie, ons het Grietjie aangestel nadat sy afgetree het by die departement om met seker inligting te deel op die einde van die dag en om die waarheid te sê epidemioloog, dis 'n tongknipper self, maar epidemioloog skop jy nie agter elke bos uit nie. So daar's baie min epidemioloog in Suid-Afrika en ons het daar kennis nodig. So die aanbod wat ons gemaak het aan die regering was gewees, gebruik asseblief vir Dr. Grietjie om die uitrol strategie te bestuur. Sy is nie daar om die probleme op te los of om oor te neem of om
op te staan as die bastion van die bedryf en te sê sy sal nou hierdie goed regkry nie. Ek dink ons het daar spesifiek aangestel want sy het binnekennis oor hoe die departement werk en daar's vertroue. En 'n groot gedeelte van die samewerking tussen ons en die regering is geskoei op vertroue. Hulle vertrou vir Grietjie en ons is baie gemaklik om ook vir Grietjie te sekondeer dat sy daar gaan sit by hulle in die kantoor en die projek bestuur. Ons is nou op hierdie stadium besig om uit te sorteer oor presies wat sy alles gaan doen en sy moet terug gaan kom na ons toe met 'n scope of works om te sê presies wat sy gaan doen binne in die departement. Hoeveel enstowwe het ons werklik nodig? Ek weet daar word gespekuleer dat ons 14 miljoen beeste het, maar niemand praat byvoorbeeld oor die varke nie. Nou jy hoef glad nie oor die varke te praat nie. Ek weet dit is nie jou spesialiteit nie, maar wat beteken dit? Hoe gaan ons werklik weet wat en hoeveel daar ingeënt word en in die toekoms? Ons dink daar's 14 miljoen diere, want ons het nie 'n naspeurbaarheidstelsel nie. Goed. So om op die aanname, ek wil wegbeweeg van die aanname van hoeveel enstof. Ek dink ons moet gaan na 'n beginsel toe om te sê dat ons 2 maal 'n jaar ten minste gaan ent. En onthou, wanneer jy 'n tweede keer geënt is 'n jaar, is die dier daarna vir 'n jaar beskerm teen back and closure. Dit beteken nie, en ek dink dis belangrik om te sê, dit beteken nie dat die dier nie aangesteek kan word of kan siek word nie. Die feit dat jy geënt is byvoorbeeld, en ek dink mense kan dit terugtrek na mense toe, die feit dat jy geënt is teen griep byvoorbeeld, beteken nie ek gaan nie die siekte kry nie, dit beteken nie die simptome gaan minder wees. Goed. As ons kyk na die hoeveelheid enstof, daar gaan 'n aanwas wees van kalvers, en as ons kyk na die hoeveelheid kalvers uit die aard van die saak wat gebore word elke jaar, die formele waardeketting slag ongeveer, en ons het in 'n goeie jaar van 2024-25 het ons ongeveer 2.8 miljoen diere geslag. So dit, as jy kyk na dit, sou ek sê dat ons met die enting op 'n stelsel behoort ons deurlopend by die voerkrale aankoop. Ons moet deurlopend, ek dink maandeliks so wat tot 300,000 dosisse enstof in die land maandeliks. Moet ons in die land hê. Om nie net die krisis te kan bestuur nie, om die aanwas en seker te maak dat daar genoeg is. En ek dink ook wat ons moet doen is vorentoe gaan ons 'n bank moet opbou van enstof. Om seker te maak dat ons nooit weer in 'n situasie kom dat ons nie enstof in die land het. Nou, volgens my kennis kan jy kan nie sien as 'n buffeldraer is van back and closure nie. Daar's verskriklik baie buffelboere of boere met buffels in die hele land in feite. Hoe gaan ons dit bestuur en om te weet, okay, hierdie buffeltrop moet die ek is nie 'n veearts nie en ek was ook nie betrokke daarbey gewees nie, maar daar was 'n baie groot dryf 'n hele paar jaar gelede om skoon buffels wat back and claw vry is te teel. So dit was regtig 'n baie groot proses wat hulle aan die gang gesit het, en dis hoekom daar ook permitte gaan saam met die skuif van buffels om seker te maak dat die buffel skoon is en dat hulle nie back and claw het nie. Maar dit beteken natuurlik nie dat hulle nie kan aansteek na die tyd nie. En net om uit te brei, ek dink dis een van die groot redes hoekom ons rondom buffelplase ent, sodat die buffels nie noodwendig aansteek nie. Nou jy het die vraag gevra rondom enting en verdere aansteking, en soos wat ek nou gesê het, is die feit dat 'n dier geënt is, beteken dit nie dat hy nie die siekte gaan kry nie. Dit gaan net die simptome jy waarskynlik verlig of minder maak. Dit gaan definitief versprei. En dis hoekom dit verskriklik belangrik is. Die kyk daarna van die verspreiding van die siekte, die opvolg, kan nie nog getroffe gebeur nie. Juis om hierdie rede. Onthou as ons die hele land geënt het, en ek dink die implikasie wat ek nou net vir myself gesê het is, of wat ek nou genoem het is, dit beteken die simptome gaan minder wees en jy gaan baie moeiliker optel of die diere siek is. Dit beteken die staatsveeartse en die privaat veeartse gaan 'n baie belangrike rol speel om seker te maak dat daar nie 'n aktiewe virus is wat op 'n sekere plek sirkuleer nie. En daar gaan 'n baie noue band van samewerking wees tussen die boere, tussen die veeartse en die privaat, die staatsveeartse op die einde van die dag, om seker te maak dat diere gesond is in die eerste plek, en in die tweede plek dat hulle, indien hulle gesond is, kan beweeg. So ek dink die ratte en dit wat kan verander binne die hele scenario, as ek so kan sê, is legio. En ek dink baie keer dink ons dis baie maklik. Bring enstof in en die diere en die probleem is verby. Die bewegende dele van hierdie situasie is net so baie, en daar soveel goed wat in ag geneem moet word. En dis waar die veeartse en die bedryf en die staat en die industrie baie keer teen mekaar praat.
En as ek teen mekaar praat, bedoel ek vanuit verskillende hoeke kyk. Die staat wil elke T gekros hê en geaai gedot hê en op die einde van die dag wil die bedryf so vinnig as moontlik diere en aangaan. Die veeartse wil seker maak op die einde van die dag dat die diere, want vir hulle gaan dit oor die diere, dat die diere gesond is en dat hulle nie ly nie. So vanuit elke hoek uit is daar soveel goed om aan ag te neem. En dan kyk ons natuurlik na plaaslike verbruikers. Ons kyk na die plaaslike mark. Ons kyk na handelshuise. Ons kyk na internasionale verbruikers en wat hulle nodig het om ons diere te koop. So vanuit elke punt uit is daar iets anders waarna ons moet kyk om seker te maak dat ons die regte plan het en dat die regte plan implementeer word. Maar jy sê nou van naspeurbaarheid en om, jy weet, data bymekaar te hou. Ek was vroeër die jaar by 'n funksie van julle waar julle 'n app bekend gestel het. Korrek. Hoe speel daai app 'n rol nou? Goed. So ek is bly jy vra oor naspeurbaarheid spesifiek, want ek dink dis ongelooflik belangrik en as mense in die sosiale media kyk en daar's soveel wanpersepsies of waninligting en disinformasie daar buite. Wat RMIS ontwikkel het, en ek het aan die begin gesê, ons werk vir die waardeketting. Wat ons ontwikkel het, is 'n platform om 'n klomp stelsels te huisves en of te akkommodeer as jy dan so wil sê. So RMIS het nie 'n naspeurbaarheidstelsel gaan ontwikkel nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, daar is geen inligting van enige produsent wat op ons stelsel by ons lê as gevolg van die manier hoe ons dit gedoen het nie. Okay. Ons het gaan kyk hoe die staat jy sal die naam LITS SA hoor. Dit staan vir Livestock and Identification and Traceability System of South Africa. Daai stelsel is geskryf om 'n sentrale databasis te wees om alle inligting van die produsent en almal wat diere het op neer te sit. Ek het geen saak daarmee of dit reg of verkeerd is nie. Die beginsel net dat alles op een punt lê en dat almal toegang het tot inligting, het vir ons rooi ligte laat flikker as 'n bedryf. En ons het gesê nee, ons wil hierdie anders doen. Kom ons kry rolspelers wat reeds in die mark besig is. En daar is, dink op hierdie stadium 13 naspeurbaarheidssisteme wat reeds in plek is. En ons het 'n toepassing gaan skryf. Dis nou nie die toepassing nog op die foon nie. Dis die stelsel toepassing gaan skryf om te sê dat elke rolspeler sy inligting bo op hierdie platform kan neersit. En hy self kan kies wat se inligting hy uitruil tussen die koper en die verkoper. So al wat ons eintlik gemaak het is, ons het 'n produsent en kom ons sê nou maar 'n koper wat 'n voerkraal is die geleentheid gegee om met mekaar te kan praat met data of inligting wat presies dieselfde lyk. En jy het 'n keuse of jy die data en die inligting met mekaar wil uitruil. Dis al wat ons gedoen het. So die teenkanting wat daar is teenoor RMIS se traceability platform, so 'n naspeurbaarheidsplatform is baie keer ongegrond en totaal en al skeef getrek, want ons hou geen inligting nie. So, die enigste inligting wat hierop gehou word is die skuif van dier 1 2 3 4 van plaas A na voerkraal B, dat ons kan sien, dis dier 1 2 3 4 wat geskuif is en indien daar 'n fout kom by die koper, kan ons hom terugvat na die boer toe of na die plek toe waar hy vandaan kom. Dis die grootste gedeelte daarvan. En dan is die sekere reëls hier rondom oor hoe dit moet lyk. Ons gebruik internasionale standaarde wat sê dis die geolocation nommer. Wat natuurlik nou presies inspeel by die enstof. Want die enstof is 'n internasionale enstof en jy sal sien, hy het ook 'n nommer op hom. En wat ons toepassing op die foon kan doen, is om te sê, ons gaan daai selfe produk kan ons skandeer, jy skandeer jou enstof op die bottel, jy sit hom binne in die toepassing, jy koppel hom aan jou dier wat geënt is, en jou dier kan jy skuif wanneer jy hom wil skuif, op 'n toepassing gratis, want ons verstaan ook, dat daar boere is en produsente en mense is wat diere het en besit, of diere eienaars is, wat nie op geen stelsel wil wees nie. En, soos ek nou genoem het, al wat ons wil sien is, wanneer skuif 'n dier van waar na waar? Daai vrywarings-klousule is 'n groot probleem vir baie boere, maar hoekom is die bedryf so gekant daarteen? Back and closure bly 'n staatsbeheerde siekte. En die staat het beheer geneem en is in beheer van hierdie siekte op hierdie stadium. So om 'n vrywarings, so net 'n caveat, ek was 'n prokureur gewees, baie lank terug gepraktiseer, maar die feit is, indien die staat soos wat hy nou gedoen het, sy reg geëien het, om toe te tree en hierdie siekte te bestuur, kan hy nie nou kom en die verantwoordelikheid vir die siekte uitkontrakteer nie. So jy kan nie sê, ek is nou nie verantwoordelik vir enigiets wat gebeur met jou diere en ons en nie. So dis 'n regsbeginsel en ek dink dit moet vanuit regsweë getoets word.
Maar dit wat ons al gesien het tot nou toe, is daar geen manier wat die staat sy verantwoordelikheid met betrekking tot back and closure kan uitkontrakteer op die manier hoe dit tans hanteer word nie. En ek wil amper sê, ek kan nie regsadvies gee nie, maar ek is gemaklik met indien ek diere sou gehad het, sou ek die dokument gevat het en hom ingevul het, indien dit beteken dat ek op 'n lys kom om enstof te kry, en ek sou daai klousule deurgeskrap het en daarby gesteken het en gesê het, ek is nie bereid om hierdie klousule te teken nie, maar daar's my vorm ingedien. Dis wat ek sou gedoen het indien ek diere gehad het. State controlled, in Engels is state controlled. Nou ek het al gehoor, mense, jy weet, gebruik die argument, dat dit kan of beteken staat beheer, of staat gekontroleer. En dit, daar is 'n groot verskil. Okay, 100%. Ek dink baie mense in daai vraag verwys spesifiek na die hantering van back and claw byvoorbeeld in Brasilië of Argentinië, en daar's 'n beginsel items wat ons na moet kyk, wat dieselfde gaan wees. Die invoer van enstof, die verspreiding van enstof, die besluit oor hoe ons ent. Wat ons ook in ag moet neem is ons sosio-ekonomiese probleme in Suid-Afrika. Onthou, om te begin, ons het voerkrale in Suid-Afrika wat sekere van die ander Suid-Amerikaanse lande nie het wat back and claw probeer veg het nie. Dit lyk heeltemal anderste. Ek sê nie dis moeiliker om inteendeel, ek sê dis anders en dit lyk heeltemal anders in 'n voerkraal. Ons sit met die sosio-ekonomiese situasie dat 45% van ons diere is in die hande van opkomende diere vir boere. Dit lyk totaal anderste as die Suid-Amerikaanse lande. Die manier, dalk nie die hoeveelheid nie, maar die manier hoe ons dit hanteer. Die feit is dat wat gebeur het byvoorbeeld in Brasilië, is dat indien 'n boer nie kan bewys lewer dat hy geënt het nie, het die staat opgedaag op sy plaas en hulle het die diere vir hom geënt, hulle het hom op kamera opgeneem en daai oues geredlist dat hy nie sy diere kan verkoop nie. So daar's sekere goed wat hulle in plek gesit het om wat totaal en al, ek wil amper sê, nie toepasbaar in Suid-Afrika kan wees nie. So dis nie dat ek dink dat as mens staatsbeheerde siekte of staatsgekontroleerde siekte, dat mens enigstens op die einde van die dag daaroor wil stry daaroor nie. Ek dink net ons moet appels met appels vergelyk. En ons land lyk anders. Daar's sekere beginsels wat internasionaal nie by ons kan geld nie, en ons moet dit van toepassing maak op ons. Ons kan tog nie, om 'n vergelyking te maak is, ons is wel in die suidelike halfrond, maar ons speel ander tipe rugby as Australië en Nieu-Seeland. So ons moet dit van toepassing maak op ons. Ja. Is ons groot en sterk in hart? Definitief, maar ons speel 'n ander brand rugby. Nou, ek en jy het al voor hierdie opname lekker daaroor gepraat, maar daar's baie spekulasies rondom beslaglegging op diere. Nou, ek weet jy het regtig geswat destyds, so kan jy vir ons die legality daar rondom verduidelik? Die regsbeginsel, sonder om in te veel detail in te gaan. Daar moet 'n verwantskap wees tussen die enting en die persoon wat die enstof ontvang en die verskaffer van die enstof, om enigstens in die regsweë noem ons dit 'n nexus, 'n verband te maak tussen wie dit is. Goed, daar is geen verband tussen die boer en die enstof en die enstofverskaffer op hierdie stadium nie. Die enstof is reeds toegedien op die plaas binne die bees, so daar's geen manier wat jy dit kan onttrek uit die dier uit nie. Dit beteken vanuit regsweë sal dit inteendeel in geen opsig moontlik wees om ons noem dit 'n mandement van spoelie uit te oefen of beslag te lê op die diere of 'n hipoteek is die regte woord. Dit kan nie gebeur nie. Dis onmoontlik. So ek dink die hele idee daarvan, in my opinie, is ongegrond. En ek dink ons moet ons toespits op die inenting van diere en te verseker dat biosekuriteit in plek is, dat ons ons eie plaas, ons eie voerkraal, ons eie abattoir bestuur en te kyk dat ons veilig is. Ek dink hierdie is geraas en daar is definitief waninformasie en disinformasie, soos ek sê, wat versprei word. Moet ons daarna kyk? Ja, kom ons kyk daarna. Ek het 'n opiniestuk daaroor geskryf reeds en ek dink daar's genoeg bewyse om te sê dat dit onmoontlik is om te hanteer. Net uit die beginsel uit dat daar sekere diere reeds geënt is met enstof waarvan daar nie oorplaatjies in is nie en ons weet nie eens waar daai diere is nie. So wat gebeur met daai diere? Maar dis my vraag, wat? So daar kan niks gebeur nie. Daar kan nie beslaglegging wees op die diere nie.
Okay. Want ons weet nie eers waar die diere is nie. Dewald, wie gaan uiteindelik hiervoor betaal? Ek weet ons het nou al gepraat oor die enstof en die uitrol daarvan, maar ek dink die probleem vir baie mense is wie gaan regtig op die ou end daarvoor betaal? Die regering of die boer? Daar is al baie spekulasie oor wie en wat en waar. Ek weet baie van die enstof was toe dit in die land ingekom het nie betaal nie, maar hoe staan sake tans? Wel die staat het verantwoordelikheid geneem en gesê hulle gaan daarvoor betaal. Okay. Ek dra geen kennis of hulle betaal is of nie. Ja. Vir my is dit die staat het verantwoordelikheid geneem in meer as een geleentheid. Aanlyn en persverklaringe gesê hulle betaal daarvoor. So ek aanvaar die staat betaal daarvoor. Dewald, daar's baie van inligting op die oomblik. Misinformasie en disinformasie, en as jy dit nou mooi uiteen kan sit, wat wil jy hê moet die boere vandag hier wegvat? Wat is die een boodskap wat jy wil net hê hulle moet weet julle is besig om aan aandag te gee? Ek wil 'n verdere vraag bysit en sê speel die bedryf oop kaarte met die regering. Okay. Want ons sit in 'n situasie wat ons weet dat daar sekere diere is wat positief getoets het vir back and claw en dis nooit aangemeld nie. Te verstaan hè, ek oordeel dit nie, ek sê nie dit moet anders gewees het nie. Maar die feit is, ek dink daar is definitief waninformasie en onthou ons moet onderskei tussen waninformasie en disinformasie. Disinformasie dink ek op die einde van die dag is inligting wat versprei word wat daar geen waarheid in steek nie. Waninformasie is om sekere inligting te hê, maar jy het 'n skewe beeld van die inligting. So byvoorbeeld toe ons gekyk het na die uitrol van die enstof, het ons nie genoeg inligting gehad rondom waar die siekte spesifiek uitgebreek het nie. En dis as gevolg van die feit dat dit nie oral aangemeld is nie. Weereens sê ek oordeel dit nie. Ek sê net dit was die gevolg gewees. Ons het baie vinnig het ons 'n nommer uitgesit en gesê indien jy positief is in jou gebied, laat weet ons. Wil nie jou naam of jou nommer of jou van of enigiets sê nie. Ek wil niks van jou nie. Ek wil net weet van ons kant af wil ons net verstaan waar is daar uitbrekings van back and claw seer. En wel, ek kan vir jou sê die grootste gedeelte van Natal het gereageer. So waninformasie en disinformasie is beide aanwesig en ek dink dit is van beide kante af tot 'n groot mate in die gesprek en dit mag dalk wees dat ek glo daar's minder disinformasie van die regering se kant af. Want die feite is die feite, maar dit wat hulle tot hulle beskikking het. En hulle kan net reageer op die inligting wat hulle het. Ek dink daar is stoute mense daar buite wat sekere inligting versprei om kom ons noem dit stout te wees. En goed uitgedink wat nie noodwendig die waarheid is nie. Maar ek dink die meerderheid mense wat inligting versprei, soek inligting en soek bevestiging van sekere inligting wat hulle gehoor het. En hulle doen dit nie met die intensie om iemand seer te maak of skade te maak nie, maar hulle soek definitief terugvoer oor wat is die werklike inligting rondom sekere scenario's. Ag dankie Dewald, ek kan eintlik die hele dag met jou hier sit en ek is seker daar's nog talle vrae en ons gaan nog talle vrae op ons kanaal kry en ek sal dit vir jou aanstuur en dis sekerlik nie die laaste keer wat jy in ons ateljee is nie. Maak seker jy lees al ons berigte oor back and claw hier op Marula Media, so bly jy op hoogte van die nuutste nuus.